Welkom by New Life. Hier is 'n bietjie van hoe ons dink oor kerk. Ons aanslag lê iewers tussen die Pinkster en tradisionele kerke. Ons dienste is modern, maar tog behou ons die mooi vanuit die tradisionele en charismatiese bewegings. Ons probeer om dit vir mense wat skepties is oor God of kerk nie moeilik te maak om Jesus te kan ontmoet nie. Ons skep gemaklike omgewings sodat mense oop kan wees om die waarheid van God se woord te verstaan en te ontvang. Ons aanbidding nooi jou uit om God te ontmoet en ons boodskappe is maklik om te verstaan en prakties genoeg om uit te leef. Geniet die diens saam met ons. Dit is Kersfees. En wat 'n wonderlike oomblik, wat 'n wonderlike tyd van die jaar om saam te wees as familie en vriende en saam te kan kuier. So waar jy ook al is en waar jy ook al sit en waarna jy ook al kyk vandag, mag jy 'n geseënde Christusfees hê. Mag die genade en liefde en die vrede van die Here Jesus met jou en saam met jou wees. En welkom ook dan by ons aanlyn diens. Die Bybel praat oor hierdie seun wat vir ons gebore is. In Jesaja 9 vers 5 sê die Bybel die volgende: want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. En dan kom die profeet Jesaja en hy sê, hierdie seun wat vir ons gebore word, hierdie Jesuskind wat vir ons gegee het, hy gaan genoem word die volgende. Hy gaan genoem word wonderbaar. Hy gaan genoem word raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors. Die profeet Jesaja kom en hy praat oor hierdie kind se geboorte wat ons vandag vier. Hy praat oor die Messias, hy praat oor Jesus en hy sê, hierdie Jesus het 'n klomp name. En een van sy name is wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en vrede vors. Ons weet veral in die Bybelse tyd het name baie betekenis gehad net. 'n naam het waarde gegee. As jy 'n sekere naam gehad en het iets van jou gepraat het. En so sien ons dat deur die Bybel daaromtrent 12 tot 50 verskillende name aan God gegee word. En elke keer wanneer 'n naam aan God gegee word, dan dra dit 'n sekere betekenis. Openbaar dit vir ons iets oor sy karakter. En dis presies wat die profeet Jesaja wou gedoen het. Toe hy praat oor hierdie kind wat vir ons gebore word. Toe hy daai name gee, wonderbaar, sterke God, ewige Vader, prins van vrede, vredevors. Het hy 'n doel gehad om hierdie Jesus wat ons gegee is te openbaar, om iets te vertel van wie hy is. En die eerste naam wat die profeet Jesaja van praat, die eerste woord wat hy vir ons wil sê, die eerste openbaring oor hierdie Jesuskind wat gebore word, is die naam wonderbaar. En ek dink niks in die Bybel is toevallig nie. So daai eerste woord is belangrik, hy wonderbaar net, en ek dink Jesaja wou 'n paar goedes deur dit gesê het. Die naam wonderbaar, lees ons vir die eerste keer in die Bybel in Rigters 13 vers 17 tot 18, waar die Bybel die volgende sê, daarom vra hom Manoag, die engel van die Here, wat is u naam? Dat ons u kan vereer as die woord uitkom. En die engel van die Here sê vir hom, en as die Bybel praat hier van die engel van die Here, dan praat hy eintlik van Christus, van Jesus, van die Messias. Waarom vra jy dan my naam, terwyl hy wonderbaar is? Jesus kom hierso, en Christus kom en hy sê, my naam is wonderbaar. En daai wonderbaar, en teoloog daar gepraat het, sê iets van God se groot openbaring. Daai wonderbaar beteken iets van God se grootheid. Immanuel, God met ons. Dis 'n wonderbare God wat in ons gegee is. En omdat hy wonderbaar is vanoggend, omdat hy so groot is, bring dit 'n sekere stuk verwondering in ons harte, is dit nie? En ek wil vanoggend met jou op Kersdag oor 3 gedagtes gesels, oor wat hierdie verwondering in ons harte bring wanneer ons na hierdie wonderbare God kyk. Die eerste gedagte oor hierdie verwondering wat in ons harte kom as gevolg van hierdie wonderbaarlike God wat ons aanbid en wat vir ons gegee het, is dat hierdie verwondering bring hoop vir ons. Hierdie verwondering oor hierdie groot God bring vir ons hoop. Ons lees in Lukas 2 vers 33 die volgende. Sy vader en moeder, praat hier van Jesus en van Maria en van Josef, sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat hulle van hom gesê het. So Maria en Josef, wanneer hulle luister oor wat van Jesus gesê het, sê die Bybel, is daar verwondering in hulle, wat hulle van hom gesê het, en wat hulle gesê, hierdie kind is anderste. Hy dink anderste, hy praat anderste, hy dra 'n wysheid, hy dra iets anderste, hier is iets anderste oor hierdie God. En dit bring 'n sekere verwondering in die harte van Maria en van Josef. Dit herinner ons dat hierdie verwondering hoop vir ons bring, want dis wat daarop gesê word, dat hierdie kind vir ons gebore is en vir ons gegee is, sodat daar vir ons hoop kan wees, sodat daar vir ons lewe kan wees nie.
En wanneer ons die woord wonderbaar hoor, wanneer ons die naam wonderbaar hoor, en ons in verwondering staan as gevolg van hierdie God, dan wil ons ook vanoggend hier op Kersdag sê, Here, ons staan in verwondering oor wat van U gesê is, dat U die koning van die konings is, dat U die Here van die Here is, dat U gesterf het aan die kruis, dat U dood en hel oorwin het, en dat U op die 3de dag opgestaan het, dat U die dood oorwin het, en wanneer ons in U glo, kan ons ook lewe. Hierdie verwondering bring hoop in ons harte vanoggend. Miskien op Kersdag, het jy so 'n bietjie hoop verloor. Miskien 'n bietjie hoop verloor in jou huwelik, miskien 'n bietjie hoop verloor in jou verhoudings, miskien 'n bietjie hoop in die lewe verloor. Lukas 2 vers 33 sê, hulle was verwonderd oor die dinge wat vir hom gesê het, oor die hoop wat hy bring. Jesus bring hoop. En wanneer ons hom verwonder en aan hom dink, dan word daai hoop in ons harte 'n werklikheid. Hierdie verwondering oor hierdie wonderlike groot God, moet ons ook weet, dat die verwondering van die Here, die openbaring van die Here baie keer onverwags is. Matteus 2 vers 2 sê die Bybel, en gevra, waar is hy wat die koning van die Jode is? Waar is hy gebore? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om hom hulde te bewys. Matteus 2 vers 2 praat hier van die sterrekykers. En ons sien dat die Here homself openbaar, hierdie wonderbare naam openbaar aan sterrekykers. En dis al 'n bietjie vreemd, sou dit vir my as 'n teoloog gewees het in daai tyd nie. Mense sou gedink het dat die verwondering wat die Here het en hierdie wonderbare God homself miskien eers sou geopenbaar het aan die religieuse mense, aan die priesters van daai tyd net. Maar hy doen dit nie. Hy kom en hy openbaar homself aan sterrekykers, iets onverwags, iets wat niemand sou gedink het nie. En so baie keer hierdie verwondering wat die Here bring, sy genade wat hy in ons geopenbaar het, kom onverwags na ons lewens toe. En ons sien reg hierdie lewe, Jesus se lewe, dat hy op onverwagse oomblikke goed gedoen het. Hy wil daar se oomblik aan die einde van Jesus se lewe, van waar hy besig is om saam met sy disippels te eet, maar voor hy saam met hulle eet, was hy hulle voete. Ons sien dat hy onverwags en goed doen in hierdie lewe, genade bewys, goedheid bewys het, liefde bewys aan mense wat dit nie verdien nie. Wanneer ons hom verwonder, dan word ons bewus dat hy in onverwagse oomblik homself aan ons openbaar net. En die Here wil hê dat hy in jou hart moet leef, met 'n verwagting, dat hy enige oomblik iets wonderlik vir ons kan doen, en vir jou en vir my kan doen. So hierdie verwondering wat ons oor hierdie God het, bring hoop. Dit kom onverwags en baie keer nie in die pakkie van waar ons dit in sal wil sit nie, maar wanneer dit kom, bring dit vir ons lewe. En dan hierdie verwondering, na hierdie groot God wat wonderbaar is, herinner ons ook iets oor die misterie van God. Markus 12 vers 11 sê die volgende, hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Daar's 'n stuk misterie oor God. Ek dink dit is wat God so wonderlik maak, is dit nie? Dat ons kan nie dink oor hom, maar ons kan hom nie heeltemal vasvat nie. Ons kan hom nie in 'n boks sit nie. Daar's 'n misterie, daar's goed wat God wat ons nie altyd kan verstaan of kan omhels nie. En dit is omdat hy God is. En hy nooi ons uit om hierdie misterie van God in ons lewens te omhels. Dat soms verstaan ons nie, soms weet ons nie, maar ons vertrou en ons glo aan hierdie God. Dat hy met ons is, dat hy in ons wonderlike goeders en wonderlike dinge wil doen. Thomas Merton sê die volgende, Christ is born in us today, in order that he may appear to the whole world through us. So daar's 'n misterie van God wat ek en jy moet omhels. En daai misterie moet ons so omhels dat wanneer ander mense na ons lewens kyk, hulle kan sien, hierdie Immanuel, hierdie God met ons, hierdie God wat gebore is in 'n maagd, wat gesterf het in 'n kruis, wat opgestaan, dat hy vir ons lewe kan bring net. Dat ons lewens so sal lewe. So mag Kersfees vir jou 'n dag wees en 'n oomblik wees van waar jy dink aan wie God is. Dat jy sal onthou dat hy wonderbaar is. En wanneer jy besef dat hy wonderbaar is, mag daar 'n sekere verwondering in jou hart kom. En mag daai verwondering jou lei na 'n plek van aanbidding. Soos die herders en soos die sterrekykers daai nag na Jesus toe kom het en neergeval het in sy voete en hom aanbid het, omdat hulle verwonderd was oor hierdie groot God wat in die mensdom gegee het. Mag Kersfees nie net verbygaan, sonder dat jy oomblik in verwondering gestaan het oor wie God is nie.
dat hy sy hemelse woning verlaat het. Nou hy die wêreld toe gekom het in die vorm van 'n klein babietjie, groot geword het, die uitdagings beleef het van hierdie wêreld, sy voete vuil geword het in die stofstrate van hierdie wêreld, waar hy kruis gesterf het en opgestaan het. Kersfees bring verwondering in ons hart oor 'n wonderbare God wat vir ons gegee het. Want 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouers en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader en prins van vrede. Kom ons gaan saam bid. Here, wanneer ons so op Kersdag vanoggend mekaar kom as familie en vriende, mag ons die naam wonderbaar oor ons lippe spreek. En wanneer ons die naam wonderbaar oor ons lippe spreek, dan kom daar verwondering. En wanneer daar verwondering kom, Here, kom daar hoop. En wanneer daar verwondering kom, dan kyk ons uit om U raak te sien in die onverwagste oomblikke van die lewe, want soms openbaar U selfs in die onverwagste oomblikke van hierdie lewe. En mag ons dan in hierdie oomblik die misterie van God omhels in so diep mate dat dit deur ons lewens geopenbaar word, sodat ander mense hierdie Jesus kan sien wat vir ons gegee is. Mag Kersdag vir ons 'n dag wees van verwondering. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children.